Môre vriende, vandag donderdag 27 Augustus 2026. Kom ons raak sommer net so vir 'n wyle stil. Dankie o Heilige Gees dat U elke oomblik van die dag, van die nag by ons is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan hierso in 1 Petrus 2, ek wil al vir julle 'n bietjie, julle ken nou al die agtergrond wat Petrus vir in hierdie verskillende provinsies die briefie geskryf het, hulle gesê het, hoor hierso, julle is 'n uitverkore volk, julle is afgesonder vir die Heilige Gees, julle is besprinkel met die bloed van Jesus Christus, julle gaan deur beproewing gaan. Hy het vir hulle gesê, hulle moet besop, liewe vriende, dat hulle nie elke vorm van kwaad aanhang nie, jaloesie, jaloers wees nie, en al hierdie ander goedes, omdat hulle tussen al hierdie heidene bly. En dan het ons gister 'n bietjie stil gestaan, waar ons gesê het, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Jammer, ons het dit gaan ons vandag oor by stil staan. Ons gister by stil gestaan is te sê, smag na suiwer geestelike melk. Smag na suiwer geestelike melk. Ons het gesê om te smag na iets, liewe vriende, is jy het 'n ontsaglike behoefte, jy kan nie loskom daarin, jy smag daarna. So God raak 'n prioriteit, alles van hom is 'n prioriteit. So moet ons smag daarna. En kom sê hy, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar wat deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Here Jesus Christus vir God welgevallig is. Vriende, hierdie goed dit is ongelooflik ryk. Jy kan nie net oor hierdie goed lees nie. Jy moet letterlik gaan sit, jou pen vat en vir jouself sê, wat het jy gehoor nou hier? Jy moet eintlik 'n ander vertaling gevat en nog 'n vertaling gevat en een in Engels vat en gaan sê, maar wat sê hierdie gedeelte vir my? Wat kom sê Petrus vir my? Wat kom sê die Heilige Gees deur Petrus vir my? Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Nee, dit is 'n ongelooflike klomp goed wat hy hierso kom sê. As 'n lewende steen opgebou word tot 'n geestelike huis. Deur wie word jy opgebou? Jy word opgebou deur die Heilige Gees. Jy word opgebou deurdat jy in teenwoordigheid van God is. Jy word opgebou, liewe vriende, omdat jy in 'n lewende verhouding met God staan. Maar sentraal staan die Heilige Gees. Laat julle as 'n lewende steen opbou. Laat julle opbou. Deur wie? Deur die Heilige Gees. En hoe meer jy deur die Heilige Gees opgebou word tot 'n geestelike huis, liewe vriende, hoe meer begin ek en jy na heilige priesterdom lyk. Hoe meer begin die vrug van die Gees daar wees. Hoe meer is dit daar dat ek en jy lyk soos 'n regverdige wat by 'n waterstroom geplant is, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, né? Dit is hoe dit lyk wanneer ek en jy as 'n lewende steen opgebou word tot 'n geestelike huis vir God deur die Heilige Gees. En geestelike offers te bring wat deur die Here Jesus Christus vir God welgevallig is. Geestelike offers beteken, liewe vriende, wat beteken dit? Dit beteken om gehoorsaam te wees. Dis 'n geestelike offer. 'n Geestelike offer is om God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand. 'n Geestelike offer is om jou naaste lief te hê soos jouself, of oorgeset syne om mekaar lief te hê soos Jesus jou liefhet, sodat die wêreld kan sien dat jy my disippels is. Dit is wat dit beteken om 'n heilige priesterdom te wees, om geestelike offers te bring. Dis geestelike offers. Geestelike offers is om God te loof en te aanbid. Die geestelike offers is inderdaad, liewe vriende, om die Bybel te bestudeer, om inderdaad te gaan kyk en te hoor, maar wat sê God deur Petrus en Paulus en Jakobus en deur Petrus en deur die evangeliste en almal, wat kom sê hy vir ons? Dis om geestelike offers te bring, wat deur die Here Jesus Christus vir God welgevallig is. Ons moet soos wierook wees, ons moet so 'n heerlike geur versprei waar ek en jy is. Laat julle as lewensstene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, afgesonder te wees, eenkant gesit te wees, besprinkel te wees deur die bloed van Jesus Christus. So heilige priesterdom is, en geestelike offers te bring, wat deur die Here Jesus Christus vir God welgevallig is. En dan gaan hy aan en dan sê hy,
Daarom staan daar in die skrif, kyk ek lê in Sion en Hoeklip, uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Dit is so waar, vriende, dit is weer amper 'n onderwerp op sy eie. Wie in hierdie hoekklip glo, wie in hierdie uitverkose steen glo, sal nooit teleurgestel wees nie. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Omdat God deur sy Gees, liewe vriende, in ons werk, omdat jy en ek God se uitverkore kind is. Wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Ja, die Here se tyd is nie jou tyd nie. Sy denke is nie jou denke nie. Vriende, wanneer ons met in hierdie lewende verhouding met God is, wanneer ons deur die Heilige Gees in besit geneem word, elke kamer van ons geestelike huis, sal ons nooit teleurgestel word in God nie, in Christus nie, in die Heilige Gees. Ons kan nie. Want hy is die heeltyd daar by my. Hy gee vir jou en my krag. Hy gee vir ons moed wanneer ons nie moed gee nie. Hy gee vir ons insig wanneer ons nie insig het nie. Hy gee vir ons wysheid, onderskeidingsvermoë, kom gee hy vir ons tak, fyn aanvoeling, kom gee hy vir ons in die tyd waarin ons lewe. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Kom sê Petrus hier, so my 5 sent vir vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.